Daar was 'n vrou, 'n sondares, hier in Lukas die 7de hoofstuk. En hierdie sondares het in die huis ingekom van 'n fariseer met die naam van Simon. En Jesus was daar gewees en Simon het hierdie vrou geken. En Jesus kom en hy laat toe dat hierdie vrou met haar hare sy voete was en met haar trane en hom salf met baie duur albaste vleis met olie in. Baie duur, baie waardevolle produk wat sy gebring het om Jesus te salf. Verder in die Bybel sien ons dat hierdie gedeelte verduidelik eintlik dat Jesus sê dat hierdie salwing was eintlik 'n voorbereiding vir sy liggaam vir waardeur hy sou gegaan het. Met ander woorde, sy het dit nie net gedoen aan 'n gebeurlikheid nie, maar sy het dit ook gedoen aan die werk van die Here. Sy het dit gedoen sodat die Here se werk veilig kon gewees het. Letterlik het hierdie vrou sy liggaam gesalf en olie gegee om te help in die proses waardeur hy sou gegaan het met die marteling van die kruis en alles wat daarmee gepaard gegaan het. En ek wil vir jou lees vandag uit Lukas 7 uit. En dan kyk jy saam met my na hierdie saak en daar's iets vir my wat so waar is in hierdie gedeelte. En ek wil hê jy moet dit raak sien vandag. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, en een van die fariseërs, en ek lees van Lukas 7 vers 36 af, en een van die fariseërs het hom genooi en om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. Jy sien, hierdie fariseër nooi die Here om saam met hom te kom eet. Dit kom voor asof hierdie fariseër eintlik nou vir die Here iets spesiaals doen. Maar eintlik het hierdie fariseër dit met 'n ander gesindheid gedoen. En toe kom 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare en haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Maar kyk wat sê hierdie Simon wat nou in die huis is. Hy sê toe het die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy vir homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het watter soort vrou dit was wat hom aangeraak het, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord hom 'n paar dinge, en hy sê, wat is dit met jou, Simon, dat jy bereid is om daar so 'n oordeel te vel? As iemand baie vergewe moet word, of min vergewe moet word, as iemand baie skuld het, of min skuld het, en daai persoon se skuld word vrygestel, watter een is meer dankbaar? En hierdie Simon het so 'n bietjie 'n gesindheidhouding, en hy sê, ek veronderstel seker maar die een wat die meeste het, en die Here sê dit, ja, jy het reg geantwoord, maar nou kom hy, en hy praat baie hard met hierdie Simon, en ek wil hê, ek en jy moet so 'n bietjie daarna kyk vandag. In vers 45 sê hy, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Hierdie woorde, 'n soen het jy my nie gegee nie. Ek wil 'n bietjie met jou daaroor praat vandag. En ek wil vandag vir jou sê, hoekom dien jy die Here? Hoekom nooi jy die Here in jou huis? Want ek en jy behoort 'n besluit te neem vandag, om vir die Here te sê, Here, dit gaan oor U. En alles wat ons het, behoort ons op die liggaam van die Here te wy. Want hy het vir ons die prys betaal. Ons is hom ewiglik dankbaar vir die verlossing. Weet, ek kry iets wat ek sien en mense sê hulle het niks nodig om vir die Here te gee nie. Hulle hoef nie geld te gee vir die werk van die Here nie. Hulle hoef nie in te koop in die plan van die Here nie. Hulle kan net vat. En dan wil hulle dit nog verder gaan en sê, ek wil die status van 'n Christen dra. Maar ek wil nie I don't want to walk the walk and to talk the talk. Ek wil dit nie net doen nie. Ek wil maar net so 'n bietjie al die voordele kry, maar ek wil niks van my kant af doen nie. Maar weet jy wat, hierdie vrou, en ek wil hê ons moet dit so 'n bietjie analiseer. Wat is die opregte hart wat die Here wil hê in my en jou lewe? 'n Hart wat 'n groot verskil maak.
Hierdie vrou het nie gaan sit en kyk wat is na 'n bankrekening, hoeveel sy gaan nou spandeer op die Here nie. Sy het nie gaan kosteberekening doen nie. Die Bybel sê, toe sy hoor dat die Here aan huis is, het sy dadelik gegaan. En hier is 'n groot reël. Wanneer jy vir die Here 'n verskil wil maak, en vir hom wil lief wees met jou hele hart, dan doen dit dadelik. Doen dit dadelik, begin vir die Here 'n verskil maak dadelik. Daar's mense wat sê eendag as ek geld het, sal ek vir die Here iets gee. Eendag as ek 'n verhoging kry, sal ek 'n bietjie 'n bydrae vir die werk van die Here gee. Eendag sal ek, as ek eers tyd het, sal ek iets vir die Here begin doen. Ons het so gesindheid, maar dis nie wat hierdie vrou gehad het nie. Hierdie vrou het heeltemal 'n ander gesindheid gehad. Sy het 'n gesindheid gehad van, dit gaan nie oor my tyd nie, dit gaan nie oor my energie nie, dit gaan nie oor my omstandighede nie. Sy het nie daarin gehardloop en gesê, Here, U moet vir my dit en U moet vir my dat doen nie. Sy het na hom toe gegaan om sy liggaam te bedien. Sy het gegaan om hom lief te hê. Sy het gegaan om hom te waardeer. Sy het gegaan om met hom te kommunikeer. Sy het gegaan om hom te salf met olie. Met baie duur olie het sy hom gesalf en hom voorberei. En ek dink daaraan vandag, wat doen ek en jy? Kan ons nie ook dalk dadelik begin 'n verskil maak in die Here nie? Maar hier is die versaak, hoeveel is vergewe? En ek wil vandag dit eerlik vir jou sê. Ek wil dit van my kant af vir jou sê. Ek is niks sonder Jesus nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek is niks sonder Jesus nie. Ek het niks om op te roem nie. Ek het niks om op staat te maak nie. Ek kan nie gaan en eers vir die Here sê, ek wil vir hom vandag geld gee nie, want wat ek het, is wat hy vir my gegee het. Alles behoort aan hom. My denke, my geleenthede, die werk wat ek ooit gedoen het in my lewe, die gawes en die talente wat ek aangewend het, die soeg en die sweet wat ek partykeer daarin gesit het, kon ek nie eens gesê dit is myne nie. Dis omdat die Here my gesondheid en krag gegee het. Is omdat die Here vir my deure oopgemaak het. Is omdat die Here my geseën het en 'n pad vir my gemaak het. En vandag wil ek saam met jou met trane in my oë vir die Here sê dankie. Dankie vir sy voorreg, dankie vir sy liefde. En ek wens die kinders van die Here kon dit verstaan, dat die Here sien dit raak. Die Here sien raak, hy kyk nie na ons uiterlik nie, hy sien ons harte raak. En daar is so baie mense wat sê, ek wil nog eendag. En dan kry jy nog selfs mense wat kwaad word, hulle sê, hulle wil nie vir die werk van die Here gee nie. Want jy sien, hierdie kerke vra ons altyd vir geld, en almal vra altyd vir alles, maar ek wil niks gee nie. Maar daar dieselfde mense gaan spandeer duisende rande op 'n nuwe kar, of 'n nuwe besluit, of 'n nuwe saak. Hulle sal maklik geld gaan spandeer op hulle self. Maar as dit op die Here gespandeer moet word, is dit moeilik. Dit is so moeilik om iets vir die Here te gee. En ek wil vandag vir jou sê, hier is die skeidsmuur, hier is die waterskeiding tussen die wat die Here liefhet en die wat die Here nie liefhet nie. Kan jy dadelik betrokke raak in sy saak? Kan jy dadelik inkoop in sy saak? Kan jy dadelik bereid wees om te sê, ek wil gee vir sy saak? Want dit gaan vir my oor hom en om hom te waardeer. Jy weet, daar kom partykeer geleenthede wanneer ek iets kan doen vir iemand anders. En jy weet, ek sit nie en dink en dan sit ek, wag 'n bietjie. Ek wil nou eers kan kyk, is daar die persoon waardig? Mag ek dit doen? Is dit genoegsaam nie? Ek soek elke dag 'n geleentheid om te kan gee. En wanneer die Here my wys, dis 'n geleentheid, dan spring ek in. En ek wil dit gee. En ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie vandag begin inspring in die plan van die Here nie? Want die Here sien dit raak. En ek wil afsluit vandag met hierdie woorde. Ek wil dit met jou deel vandag. Kyk wat het met hierdie vrou gebeur. Toe sy uit haar hart uit die Here Jesus bedien het, uit haar hart uit gekom het. Ek kan seker nog 'n uur met jou hieroor praat. Want weet jy, mense bid, hulle lees hulle Bybel, hulle gee selfs geld en alles sodat die Here hulle moet raak sien. Maar dis nie wat hierdie vrou gedoen het nie. Hierdie vrou het in liefde opgetree. Sy het nie probeer punt te kry nie. Sy het probeer dankbaarheid toon. Sy het begin liefde toon. Sy het begin uit haar hart uitgee. Is dit nie ware liefde nie? Dink daaroor. Jy weet, as iemand vandag net na jou toe kom en sê, hier sit, ek wil punte kry in jou aansien, dan voel 'n mens dit aan. Maar wanneer mense uit liefde uit ware opregtheid vir jou iets doen, dan kan jy self dit raak sien. En hier sien die Here dit raak in hierdie vrou se lewe. Maar kyk wat doen hy. Hy vergewe haar.
Hy maak haar vry van iets wat sy nie kan vrykom nie. Sy het 'n titel gedra, sy het 'n label gehad, sy was 'n sondares. Dis wat almal haar genoem het, maar dis nie wat God haar genoem het nie. Gaan kyk in daardie gedeelte. Nêrens het God dit van haar gesê nie. Hy het gesien wat sy gedoen het. Hy het haar liefde raak gesien. En dis waarom die Bybel sê, dat die Nuwe Testament werk in 'n gebod van liefde. En ek en jy behoort in liefde op te tree. Wil jy nie vandag, soos hierdie vrou, 'n besluit neem om iets vir die liggaam van die Here te doen nie? Iets vir die Here dankie te sê vir wat hy in jou lewe beteken nie. Jou dade, jou optrede, dalk jou finansies, om in te koop in die plan van die Here, om te saai sodat die werk van die Here vorentoe kan gaan, en nie om te sê, kyk daar Here, kyk hoeveel het ek gegee nie, maar om dit te sê uit dankbaarheid. So dalk kan ek en jy so 'n bietjie na ons inventaris gaan kyk, en gaan sê, hoe is dit om dankbaar te wees? En ek gaan vandag 'n dankgeskenk aan die Here gee. Kom ek en jy maak dit, kom ek en jy doen dit, en ons doen dit uit liefde uit vandag. Ek is George van 3minutekerk.co.za. Kom ek bid saam met jou, ons Hemelse Vader. Dankie dat ons hierdie gesprek kon gevoer het, dat U ons kon gewys het, Here, dat U moes vir Simon gesê het, Here, 'n soen het jy my nie eers gegee nie, maar sy het my voete gesoen. Jy het my eers nie in die hoof gesalf nie, maar sy het my aan die voete gesalf. Jy het dit gedink, dit is vir jou maklik, maar sy het alles gegee. Vader, in Jesus naam, help ons, Here. Vergewe ons waar ons so arrogant raak en probeer ons hande toehou en dink daardeur is ons geestelik. Here, help ons om weer ons harte en ons hande oop te maak vir U werk in Jesus se naam. Amen. And God bless you.